Kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir nog 'n dag tot ons lewens. Here, dankie dat ons weet dat U in beheer is van hierdie wêreld. Heilige Gees, my gebed is nou dat, Here, waar ek die woord gaan bring, dat U met elkeen van ons sal wees. Here, laat ons sal erns maak met hierdie woord. En Here, laat ons sal sien en laat ons sal weet dat sonder U ons absoluut niks is nie. Wees met elkeen van ons vanoggend. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, weer eens baie welkom aan elkeen by vandag se diens. En ek het laasweek met julle gedeel oor die onderwerp God kan jou verlore jare herstel. En ons het gehoor by Tannie Letty dat God dit reeds by haar begin doen het. En net so by my en jou kan God dit doen. Ek en jy moet net God vertrou. En Tannie Bella het ook kom getuig. Na 6 maande se gesukkel het die Here vir haar deurgekom. En ek kyk julle elkeen in die oë vanoggend en sê God kan vir jou deurkom. Vir elkeen van julle. Die skrifgedeelte het ons gevind in Joël 2. En ek het genoem dat geld herstel kan word. Jou huis, jou voertuig, jou besigheid, alles kan herstel word. Maar daar is een ding wat nie herstel kan word nie. En dit is tyd. As tyd verby is dit verby. Dit sal nie herstel word nie. Die Here kom in Joël 2 en sê vir ons dat hy alles sal herstel wat die sprinkane opgevreet het. Die Israeliete is deur 4 jaar waar hulle oeste opgevreet is. 4 jaar. En die Here kom en die Here hy voel jammer vir sy mense. En hy sê dat hy dit sal herstel. Daar sal weer koring op die dorsvloer wees. En die parskype sal vol wees van oorloop van wyn en olyfolie. En ek het 'n paar voorbeelde gegee wat ons verlore jare is. En die eerste een is vrugtelose jare. Ons het miskien baie jare in 'n besigheid ingesit. Baie tyd, ons families afgeskeep. Maar die Here kan dit weer herstel. Baie geld in polisse ingesit. En die waarde wat ons op die einde van die dag uitgekry het, is bitter min. Jy sien 20 jaar terug, as iemand vir my gesê, Brett, jy gaan 100.000 rand uit die polis uitkry, het ek gedink 20 jaar terug, 100.000 rand is baie, I'm almost 'n miljonair. Ek het net nog so 1 nulletjie daar agter. Dan die Bertha lag is die waarheid. En vandag met 100.000 rand kan jy nie eens 'n kar koop nie, want die karre kos meer as die huise. Sien 20 jaar terug het ek en Yvonne vir ons huis 180.000 rand betaal. En vandag sal ek geen eiendom kan koop vir 180, nie eens 'n leë erf nie. Dis pynlike jare waar ons miskien iemand van die dood afgestaan het. En ons het gesien dat ons 'n toekoms gaan bou. Die dag is ons aftree. Ons gaan saam bou en nou is daardie persoon nie meer daar nie. Verlore jare is selfsugtige jare. Julle sien, kom ek vra dit weer eens vanoggend want dis baie mense vanoggend. Is die enige Piet vanoggend in die diens? Enige man met die naam Piet? Ok, dan kan ek hy voorbeeld weer gebruik. Julle sien Piet het die Here aangeneem as saligmaker en verlosser, maar Piet het nie baie tyd aan die Here spandeer nie. Piet het ook nie baie tyd saam met die Here spandeer nie. En eendag kom die Here en die Here ruk net so 'n bietjie. Hy ruk die mat onder Piet uit. En Piet het alles gehad. 'n mooi vrou, alles, 'n huis. Vir die bikers, man, die bike van wat op jou hart is, wat jy graag wil hê, het Piet gehad. Maar later is sy vrou oorlede. En Piet besef dat al wat hy oor het is geld. En hy besef dat sonder die Here hy eintlik niks is nie. You see, we can have all the money in the world, but that does not buy our happiness. Verlore jare is liefdelose jare. Verlore jare is rebelse jare. Verlore jare is jare wat verkeerd gelei is. Verlore jare is Christuslose jare. Wel, hoe herstel die Here hierdie verlore jare? 3 vinnige punte. God kan verlore jare deur 'n diepe verhouding met Jesus herstel.
Jy sien en Tannie Letty, hoe lank is Tannie nou al in die kerk? En hierso by ons. 14 maande, Hans sal presies weet. Nee, ek grap net. 14 maande wat Tannie Letty hier is, en van die dag wat sy hier ingestap het, het ek gesien dat sy 'n diepe verhouding met die Here het. En wat sy sê, dit wat sy, die skrif wat daar is, God will replace, or God will fix it on His time, not our time. Die tweede een, God kan jou verlore jare herstel, deur jou vrugbaarheid te vermenigvuldig. Jy sien, elkeen van ons het die Here vrugbaarheid gegee. Ek en jy, en ek het dit voorheen genoem, Spyker, Bebop, Ernest, Henny, Byla, hier's 'n klomp mense, Stuart, Rassie. Ek kan elkeen van julle noem. God het julle die vrugbaarheid gegee, en julle gaan buite toe, en julle gaan getuig hoe goed God is. Because I can't get out to all the people that you know. En dan die derde een en die laaste een, ons gaan deur beproewings in ons lewe, amen? Nêrens in God se woord sê dit, dat jy nie deur 'n beproewing sal gaan, as jy Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser nie. En 10 teen 1, en definitief, daai beproewings wat jy deurgaan, toets die Here jou om te sien of jy genuine is. Jy sien, wanneer jy genuine is, the Lord will replace your lost years. Ek kan nou baie van julle vra, as jy iemand opsom, hoe weet jy daardie persoon is genuine? Sien, God knows. Elkeen van ons het 'n ander manier om te kyk of daai persoon genuine is. Ek het gedink daar's mense in my lewe wat genuine is, maar daardie mense wat ek gedink het is genuine, is die mense wat my in die Here gesteek het. Dan kan ek volgens vir julle sê, God sal jou nooit in die Here gesteek nie. Nooit. Vandag wil ek 'n boodskap deel met die titel, Loop soos kinders van die lig. Die skrifgedeelte vind ons in Efesiërs 5. Kinders van God stap in liefde deur hulle self op te gee vir ander. Jy sien, want God Lorette, kan ek jou woorde gebruik van laasweek? Lorette se kinders is oorlede in 'n motorongeluk. En hoor my hart, sy het gestoei met die Here. En op 'n stadium, toe sê sy vir die Here, maar ons almal wat deur so iets is, stoei en beklei met die Here. Die Here gee vir haar eendag, Desember het jy gesê, as ek dit reg onthou. Desember laas jaar gee die Here haar die antwoord. Hoe kan jy kwaad wees vir my? Lorette, jy moet my nou mooi help. Hoe kan jy kwaad wees vir my? Ek het geweet waardeur my seun Jesus sou gaan vir julle, en spesifiek vir haar. Ek het geweet die pyn en wat vir Jesus voorlê. En ek het gekom en Jesus vir julle gegee. How can you be angry with me when I took your children home? Het ek dit reg gesê? En dat hulle nie geweet het wat gaan gebeur nie. Jy sien, my boetie en my sussie, ek en jy dien 'n awesome Here. Ek het dit in die week het ek met een van die Wonse kliënte, en dis nie eers deel van my woord nie, een van die Wonse kliënte gedeel. Sy het na haar kinders toe getrek en hulle bly op 'n plaas, en iewes skielik kry sy 'n angsaanval. En hulle neem haar hospitaal toe en hulle neem haar op, en sy hou die monitor dop, en elke keer wat sy die monitor dop hou, sien sy maar haar bloeddruk is besig om te klim, die bloeddruk is besig om te klim. En sy sê op 'n stadium, sê sy vir die verpleegster of die suster, ek wil nie doodgaan nie, ek moet nie doodgaan nie, gaan ek doodgaan. En sy sê vir my, die dag wat sy by Yvonne is, ek was bang, ek gaan dood. En
kyk aan ek sê, "But jy moenie bang wees." Sy sê, "Nee Brett, dis nie daardie bang, ek weet dat as ek dood gaan ek hemel toe, dis nie daai bang nie. Maar ek is bang ek gaan dood want ek wil soveel meer dinge nog doen. I don't want to die." Maar weet jy wat, dis nie my en jou keuse nie. Dis nie my en jou keuse nie. God weet. God weet wanneer dit my en jou tyd is. En ek staan vanoggend voor julle en sê, I don't know why things like that happen with children. I don't know. Maar ek kyk 'n groter prentjie. En ek weet, ek en Lorette, en ek gaan dit ook sê, dat die Here haar en haar kinders miskien, of haar kinders beskerm het, van sekere gebeurtenisse in hulle lewe. And we spoke about it. Want ernstig kom God se woord en sê, you're not allowed to forget. Amen. Julle sien seksuele immoraliteit, gulsigheid en vuil taalgebruik moet nie eers onder ons genoem word nie. Paulus kom en waarsku elkeen van ons dat enige een wat hierdie verkeerde dinge doen, nie die koninkryk van God sal erf nie. En ek het ook hier geskryf, is dit nie scary dat mense van vandag nog aanhou met hierdie verkeerde dinge nie? Jy sien dit het so algemeen geraak. So algemeen geraak, Rassie, laat ons die Here se naam uitelik gebruik. Oh my. As jy die TV aansit, dan is dit oh my. Dit het so algemeen geraak. En die vyand het hulle in sy houvas en hy gaan hulle nie laat gaan nie. Jy sien my boetie en my sussie, as die vyand 'n houvas op jou het, he is not going to leave you, he's going to keep on carrying you because he knows, hy weet dat as jy jou lewe vir die Here gee, het hy klaar verloor. Jy sien, en ek wil dit definitief nie vir my of vir julle hê nie. En ek wil graag 'n paar punte uit Efesiërs 5 vandag met julle deel. En die eerste een is, moet nie toelaat dat iemand julle mislei nie. En ek het dit nie getik nie. Kan ek vra, hoeveel scams was daar waar die mense julle amper uitgevang het? Het julle geval vir daardie scams? You understand? Van iemand wat julle nie eers geken het nie. En ek wys nie vinger nie, asseblief. My eie seun is gevang met 'n scam. Van iemand wat ons nie eens geken het nie. Maar hoeveel meer die persoon wie jy ken, wat jou mislei. Sien, Paulus gee vir ons 'n sterk waarskuwing in Efesiërs 5 van vers 5 tot 6 in die 53 vertaling wat sê, want dit moet julle weet, dat geen, is 'n groot woord daai, nê? En is nie Brett nie, julle kan die 53 vertaal en julle kan na die tyd kan julle die Facebook gaan kyk of YouTube gaan kyk na vandag se boodskap of op die WhatsApp groep. Geen hoereerder of onreine of gierig aard wat 'n afgoddienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Jy sien, hierdie waarskuwing is so van toepassing op ons vandag in vandag se wêreld. Ons praat mos alles goed. Is dit nie waar nie? Ons praat alles goed. Gisterand by die huis toe praat ons van korrektiewe dienste. 20 jaar terug, as jy ek weet nie wat is 'n mooier woord daarvan. As jy 'n bandiet was, het jy mos uitgegaan en jy het gaan werk. Jy het geen geld gekry nie, jy het gewerk, dit was deel van jou straf. Maar in vandag se tyd is daar human rights. I don't work until I get paid. So niemand werk, geen bandiete werk nie, want hulle word nie betaal nie. Maar hy kry gratis kos, hy kry gratis verblyf en hy kry gratis klere. En ons praat dit goed.
Jy sien, en ek weet van baie mense wie sê dat hulle in God glo. En dan kom hulle ook en sê, maar Brett, ek en Sunny bly saam. Daar is mos nou niks, geen probleem met dit nie. Ja, maar ons bly in verskillende kamers. Really? Dit daar gelaat. Kan ek sê dat sonde 'n probleem is, maar dat misleiding oor sonde baie gevaarlik is. En ek het hier gesê, kyk na die voorbeeld in die tuin van Eden. Adam en Eva is in die tuin. Alles, hoor wat ek sê, alles is hunky-dory, soos ons Engelsmanne sal sê. Everything is hunky-dory. Hulle het kos, hulle het water. Tannie, hulle het een skaapbout. En never mind 'n skaapbout, hulle het 'n hele skaap, vir 2 van hulle. Hulle hoef nie eers dierklere te koop nie. Het jy al daaraan gedink? Jy sien, hulle het alles gehad. Selfs behuising. Everything was daar gewees vir hulle. En so kom die slang en sê, week vir week vir hulle, julle sal nie regtig doodgaan nie, as julle van daardie appel eet nie. Vat net 'n happie. Dit is baie lekker. Julle sien, as ek en jy in God se lig wil stap, moet ons nie toelaat dat iemand ons mislei nie. Het julle al gehoor van 'n klein sonde en 'n groot sonde? Het julle al gehoor van 'n wit leentjie en 'n leuen? Lying is lying, my brother and sister. En sonde is sonde. En ek het hier geskryf, die dag toe ek ophou drink het, 27 jaar terug, het die mense na my toe gekom en gesê, hey Brett, ons weet jy het ophou drink, maar vat net hierdie shot man, proe net hierso, wie gaan weet? Net ek en jy? No, is nie net ek en jy nie, God weet ook. Die tweede een, moenie vennote word met hierdie mense nie. Het julle al agtergekom dat die mense met wie ons meng, ons nader aan soos hulle begin raak? Jy sien, my vriende, as ek baie tyd saam met hulle spandeer, dan begin ek nader aan soos hulle raak. Ek begin nader aan soos hulle te praat. Ek begin nader aan dinge te doen soos wat hulle doen. En ek het hier geskryf, as ek heeltyd tyd spandeer saam met sekere kollegas van my, sal ek vandag 'n matroos gewees het. En ek kyk elkeen van julle in die oë vandag en ek sê, en ek het dit geskryf hier, so julle kan kom kyk na die tyd. Ek kan ek vandag vir julle sê, ek dank die Here elke liewe dag, vir elke een van julle wat voor my sit. Vir elkeen van julle wat voor my sit, want julle, en niks vingers gewys nie, want as ek een na julle toe wys, wys daar 4 terug na my toe. En ek bedoel dit nie lelik nie, kom ek maak so. En dat julle, kan ek sê, julle hou my op my tone. En ek is dankbaar daarvoor. Want sonder julle sou ek al miskien van die wal in die sloot gewees het. En ek is daar om 'n voorbeeld te stel. En net so is elkeen van julle daar om 'n voorbeeld aan my te wys. En 'n voorbeeld te stel. En weer eens, ek pik nie op mense nie. Hoor my hart asseblief baie mooi. As die Heilige Gees vandag met jou praat, allow him to talk to you and to change you. Bebop Spyker Ernest. Gister was ons by 'n opening van 'n klubhuis, 'n bike klubhuis in Kroonstad. Weet jy hoe voel dit vir 'n persoon en dan spesifiek vir my as 'n pastoor, en asseblief hoor my hart. If the Holy Spirit is talking to you, listen. Dat ek daar stap en 3 manne stap by 'n kroeg in en hulle sê, kan ons asseblief 'n vol room Coke kry? Ek dink nie hulle Bebop het gesê, hulle het nie sy brand gehad nie, maar hulle het vol room gehad. Bebop het sy 'n bietjie geskit om te kyk of hy die vol room Coke is gewone Coke.
Want daar's niks uitgehaal nie. Jy sien die probleem met Diet Coke is, en man, take it from who it comes. Kan ek sê, take it from who it comes. En Yvonne ken my. Het jy al ooit 'n oorgewig persoon gesien gewone Coke drink, Stuart? Nee. Julle het nie. Nou, hoekom drink al die oorgewig persone Diet Coke? Start going, okay, dit daar gelaat. En ek stap uit en ek ry huis toe. En ek het dit volgend gesê, toe ons gebid het. Ernest, jy's van die begin af hierso. Bebop, jy en Spyker, ek weet nie van wanneer of julle, maar julle het later by. En weet jy hoe voel dit vir my? Vir elkeen, ek sal elkeen van julle name noem. Dat ek kan sien dat julle besig is om te groei in die Here. Byla, Keith, Nikki, Ansie, Alex, Willa, elke een van julle kan ek sien dat julle besig is om te groei in die Here. En dit is vir my 'n blessing. Is it bread? No, definitely it's not bread, it's God, because you gave God the opportunity to work in your lives. Amen. Jy sien, Paulus smeek my en jou dat ons met die regte mense moet meng. Efesiërs 5 vers 7 tot 8 en 53 sê vir ons, wees dan nie hulle deelgenote nie. En ek het daardie gedeelte, vers 8, het ek gehighlight hierso. Want vroeër was julle duisternis. In Engels sê hulle, previously you were the dark. Nie you were in the dark nie, jy was donker gewees. Maar nou is julle die lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. En ek kon ook nêrens in die Afrikaans, van die 53, 33 tot die NLV kon ek nie hierdie volgende skrif so gesê kry soos in Engels nie. 1 Corinthians 15 vers 33 uit die Contemporary English Version sê dit as volg. Don't fool yourselves. Bad friends will destroy you. Dit sê nie will try of sal moontlik. Dit sê bad friends will destroy you. En ek wil hê dat elkeen van julle dit vandag sal hoor. Dat die verkeerde vriende jou sal, wat is destroy? Vernietig. Slegte vriende sal jou vernietig. En daar is 'n verskil om met die verkeerde mense vriende te wees en om genade te bewys aan die wie nog nie Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser nie. Jy sien, die eerste woorde wat baie mense vir my sê is, maar Brett, Jesus het dan met die prostituie gesels. Is dit nie dit nie? Maar Brett, Jesus het dan water en wyn gechange. Kyk 'n bietjie dieper. Jy sien, Jesus het geweet dat hy hulle met liefde en genade kan verander. En Jesus het ook aan sy disippels gesê dat as hulle 'n dorp ingaan en die mense nie wil luister nie, of die mense nie tot bekering toe kom nie, wat moet hulle doen? Hulle moet die stof van hulle voete afskud en nie weer in daardie plek ingaan nie. Die derde een, onderskei wat goed is vir die Here. Ja, hierdie is 'n moeilike een. Paulus sê vir ons in Efesiërs 5 vers 10 en 18 in die NLV die volgende: vind uit watter dinge die Here tevrede stel. In vers 18, moenie ondeurdag optree nie, maar probeer uitvind wat God se wil is. Julle sien, baie keer doen ons dinge mos op die verkeerde manier. Ek koop iets omdat ek iets wil hê, nie omdat ek dit nodig het nie, omdat ek dit wil hê. En dan gaan ek nie en vra die Here of dit reg is dat ek dit gekoop het nie. Maar sodra daar moeilikheid gebeur of wat ook al, gaan ek na die Here toe en sê, Here, maar hoekom het jy my nie gewaarsku nie? Maar ek het nooit die Here gevra of ek dit moet doen nie.
'n ander een is, en hier weet ek, gaan ek hard praat. Voordat ek en jy 'n post maak op Facebook, kom ek stop eers daar. Het almal Facebook? Ek weet Parker is die enigste een wat nie het nie. Okay, Anda, maar hoe het jy dan vir my prentjies gestuur? Jy het my ge-WhatsApp, toe jy in Canada was. Okay. Ek glo dat elkeen wat hier is, Facebook het. 90%. Kom tannie, julle is, die wat dit nie het nie, man, julle is geseënd. Ek het Facebook, want dit help met die kerk, en dit stuur die boodskap uit. Julle sien, het ons al gedink, voordat ons 'n post maak op Facebook, het ons al die Here gevra, of daardie post wat ons maak, God sal behaag. Kom nou. Jy sien, partykeer raak ek so opgewerk, en ek is so in hierdie ding, dat ek 'n post maak, en dit behaag nie God nie. En dan gaan ek, dan delete ek dit, of ek edit dit. Maar kan ek sê, hoeveel mense het daai post gesien, voordat jy dit gedelete het? Hoeveel mense het daai post gesien, voordat jy dit geedit het? Ja, maar Brett, dit was binne sekondes, kan ek vir jou sê, binne sekondes het 100, 150, 200, 300 mense daai post gesien. Heel want daar's mense wat vinnig is. Ek het al gesien by ons, ek weet Zelly, julle wat werk deur die dag, nie soos ek wat ja, dan post ek die Sondag se boodskap, die prentjie. Man, not even 5 seconds after I posted it, 5 likes, of 5 eindjies wat bid, net so. Dan besef ek net, some people are forced. Ek kyk my broer ook, as ons WhatsApp video call, voor ek sê bye, en my eye is klaar, dan is die telefoon klaar dood. So, mense is vinnig. En hierdie is een van die belangrikste vrae wat ek en jy ons kan afvra. Dit wat ek en jy doen, behaag dit God. Die 4de een, ontbloot die onvrugbare werke van die duisternis. Julle sien, God kom deur die hele Bybel en wys vir ons dat daar 'n verskil is tussen lig en donker. Donker praat die woord van duisternis. Toe God die lig gemaak het, het hy dit van die donker geskei. God het in die 10 plaae in Egipte die donker gebruik as 'n plaag. Maar God het nog steeds vir die Israeliete konstante lig verskaf. Die profete het geprofeteer dat Jesus die lig sal wees. En dit is belangrik dat ek en jy sal sien dat Jesus die lig is. Anders sal ons nie sonde sien vir wat sonde regtig is nie. Julle sien, ek en jy jaag mos aan in die donkerte. Kom maar, kyk julle in die oë. Ek sal mos nie as 'n getroude man in 'n openbare plek waar almal my ken, saam met my skelmpie 'n milkshake drink nie. Come on, people! Dis mos die waarheid. Baila, dis die waarheid, hè? Gaan mos nie my skelmpie daar vat waar hier by Roxy's of by Bulldogs waar almal my ken nie. Nee, ek vat hom ons uit die dorp uit, daar waar ek dink niemand ken my nie. Bybels, onthou nou wat ek gesê het, nie? Hulle sê in Efesiërs 5 vers 15 tot 16 en die 53 sê vir ons, wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Ag nee, Brett het nie liefde gekry van die won nie, so ag nee, it's okay that he does what he does. Net solank dit nie my raak nie. Nee, Bybels moenie Well, okay, nee. Ek dog jy lag vir my, ek kan net sê.
Ja. Die 5de een. Maak die beste van die tyd tot jou beskikking. Elke een van ons, en ek het al baie daaroor gepraat, elkeen van ons het 24 uur per dag. Wat ek en jy daarmee maak, is op ons. Paulus waarsku ons dat ons die beste moet maak van ons tyd. Omdat ek en jy nie weet wanneer ons streepie getrek is nie. Ons moet tyd in God se woord spandeer. Ons moet tyd aan gebed afstaan en ons moet tyd maak om kerk toe te gaan. Ek en jy moet tyd saam met God spandeer. Ons moet. Ek wil graag afsluit met die laaste punt. En julle kan gaan kyk, dit staan in God se woord. Moenie dronk word nie, maar wees gevul met die Heilige Gees. Jy sien in ons gedagtes, dink ons baie keer, maar hoe kan ek my meer geniet? Hoe kan ek meer geld maak? Hoe kan ek meer dinge besit? En hierdie noem ons mos gulsigheid of gierigheid. En wanneer ons gedagtes vol met hierdie gierigheid of gulsigheid, gebeur dit mos dat ek sê, man, ek sal drink wanneer ek wil drink. Is dit nie 'n paar van ons manne wat ophou drink? Ons woorde was daai tyd nie. Jy weet in my BC days, wanneer ons na 'n rally toe gegaan het, het ons altyd by die kantoor by mekaar gekom. Altyd. En van hulle het ons by die Wimpie in Kroonstad by mekaar gekom. En toe my bevelvoerder en van die ouens wat nie rallies toe gegaan het nie, saam koffie gedrink het ek en Hans, my partner in crime, het ek my eerste Red Heart ram gedrink, terwyl die ander koffie gedrink het, 6:15 die oggend. Sally, ek sien jy kyk aan die kant toe, of kyk terug. That was genuine thing. Sy gery het by die huis. Yvonne het gesê, nee, hy het nooit so baie gedrink nie, hy het maar net 'n bottel saamgevat, min wetende dat die ander 3 bottels weggesluit was in 'n Hans se kas in sy kantoor. Jy sien dan lê 'n ou daar so byla, dan begin alles mos te swaai. Nee, ek sal môre, Here help my net dat ek net my landing kan vat. I will tomorrow. En het ons dit nie ook altyd gesê nie, drank is nie my baas nie. Drank is nie my baas nie, ek kan besluit when en wat. En weer eens, niks leliks teenoor Hans nie, maar daar was sekere mense gewees wat, man, as daai ou so, ek moet invoel. Ek moet invoel. En nie het ek gesê ook, ongelukkig bly dit nie net by een nie. En ek het ook hier geskryf, as julle soos ek was, and it does not only stay with one, it goes over to bottles. Jy weet, op 'n stadium het dit so erg gegaan, dat ek en my 2 maatjies, saam met ons, in ons bandietbroeke by rallies, dat ons tot die Biker Lifestyle magazine gehaal het daai jare. Ja. Maar ek kom vandag na julle toe en sê vir julle, dat daar wel 'n weg is uit daardie kloue. En hoor mooi, ek sê nie, I'm not saying that you misusing it, please. Please. Hoor mooi, hoor die konteks waaroor die Here praat. Want, kan ek plain en simpel Afrikaans praat met julle vanoggend? Plain en simpel, gaan nie vloek nie. As jy gesuip is, dan doen jy dinge wat jy nooit sou doen as jy nugter was nie. Plain en simpel. Plain en simpel. Daar het Tannie by 'n rally verby my gestap het wat mooi was, en sy kan miskien op die bout geknyp het daai tyd. Jy sien daar, kyk Yvonne vir my. Ek sluit af met die volgende. Kom ek en jy fokus op die Here, en ons vul ons eerder met die Heilige Gees as die verkeerde dinge. Kom ons vul ons lewens met danksegging,
Kom ons staan elke liewe oggend op met 'n lied in die hart. Dis wat Tannie Letty gesê het hierso. Elke dag staan sy op met 'n lied in haar hart. Elke dag. Selfs wanneer dit moeilik gaan, dank die Here vir wie hy is in ons lewens. Kom elke dag en beplan hoe ons God beter kan dien en hoe ons vir die mense daar buite kan wys dat ons onsself nog steeds kan geniet op die regte manier met die Here saam met my en jou. Kom ons wees die lig in 'n donker wêreld. My laaste sin. Kom ek en jy wees die lig in 'n donker wêreld, want die wêreld daar buite is donker. Die wêreld daar buite is donker. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons kan weet dat U elke dag dieselfde is. Here, dankie dat ons kan weet dat U Jesus aan 'n kruis laat sterf het vir elkeen van ons. Here, my gebed vir myself en elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat ons sal erns maak met U. Here, dat die verkeerde dinge ons dit sal laat gaan. Dat ons sal weet wie ware, ek wil nie sê vriende nie, maar wie ware broers en susters is. Here, mense wat 'n pad stap saam met U. Here, mense wat sal kyk waar as ons die verkeerde ding wil doen of gaan doen, laat hulle ons sal waarsku. Here, dat elkeen van ons sal besef dat dit nie 'n straf is om U te dien nie. Lord, we can still enjoy ourselves with You. Nothing has changed. But there are certain things that we need to change, Lord, in us, so that we will not be a stumbling block for someone else. Here, help ons. Help ons, Heilige Gees, laat U aan elkeen van ons wys waar daardie stumbling block is. Here, waar ons nie die regte dinge doen, dat ons sal ophou daarmee. Here, dit mag miskien 'n Facebook post wees. Voordat ons daai post, laat ons onsself die vraag sal afvra. Gaan dit U behaag? En as dit nie, Here, laat ons dit nie sal doen nie. Here, waar ons sit, saam met vriende. En vriende kom en sê, ag nee, laaste enetjie. Laat Lord, that our no will be no. Here, laat U hand van beskerming oor elkeen van ons sal hou. Wees met ons, seën ons. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra, laat ons die offerhande opneem asseblief. Thanks, Ernest.